Dani, hoe gaan dit vandag? Goed met jou? Nee, eerste klas, dankie. Dani, ek dink jy moet miskien 'n bietjie vir ons vertel waar die hele idee agter die wedloop vandaan gekom. Vir die meeste drawers wat 15 of 20 jaar al hardloop, is dit altyd maar 'n kwessie van dat 'n ou die streep in die sand so 'n bietjie verder moet probeer trek. En een van die maniere om 'n bietjie 'n groter uitdaging daar te stel, is om op meer as een dag te hardloop. So ek was maar net lus om te voel wat doen 'n mens se lyf as jy vir meer as een dag aan mekaar hardloop. En ek het maar nog die hele tyd die ding bedink as 'n gesinsgeleentheid. So waar kan 'n mens as gesin gaan waar jy nie arm en 'n been betaal nie, waar pappa en mamma maar kan deelneem en nie bekommerd is oor die kinders wat fietsry in 'n dorp of 'n stad of by die see nie. Orania is by uitnemendheid 'n plek wat dit kan gebeur. Kyk, die een ding wat ek baie geniet van hom is, dis baie informeel en dis nie so vreeslik kompeterend soos die gewone wedlope nie. Die deelnemers hardloop en jy hardloop nou maar lekker rustig jou eie pas en as jy klaar maak die dag, dan skryf jy sommer jou eie tyd op 'n stuk papier neer. As jy nou oneerlik wil wees, is dit net jouself wat jy flous. En dan die ander ding wat natuurlik vir my dit so spesiaal maak, is dit is 'n ongelooflike mooi omgewing waarbinne mens hardloop. Feitelik die hele wedloop vind plaas op plaasgrond. Grondpaaie, jy hardloop tussen die mielielande en dis regtig baie baie mooi en lekker om daar te hardloop. Natuurlik die ander sterkpunt is die sosialisering. Mens hardloop etlike kilometer met vreemde mense, so jy maak drafvriende en dan vanaand is daar 'n braai en jy kuier met daai mense, jou gesin en jou kinders kuier by hulle sin. So dis maar net 'n 4 dae wat so lekker sosiaal is en dan ja, die wedloop rig die uitdaging tot jou om vir jou te vra, luister, hoe gaan jy voel as jy vir 4 dae lank hardloop? Ons hardloop altyd saam 100 km, maar is dan versprei oor 4 dae. So die eerste dag is so 32 km en dan die volgende dag is so 15 km en dan in die derde en die vierde dag is so 25, so tussen 25 en 28 km per dag. So dit begin nogal aan 'n mens vat, so teen die derde en die vierde dag. Jy kan voel jy die kilometer in jou bene, maar dan so 'n bietjie meer ruskans as met 'n ding soos die Comrades waar jy die totale afstand in een dag moet hardloop. So as 'n mens dan nou nie 100 km kan hardloop nie, Appie, is daar vir jou 'n ander opsie? Weet jy, absoluut. Daar's 2 afstande. Die een is nou die 100 km vir die ernstige hardlopers en dan sal ook 'n 55 km vir mense wat miskien die afstand wil stap of wat dalk nie so ver wil hardloop nie. Die ouens vir die 55 km doen daag dikwels op met gewone klere, met 'n lekker sonhoed en stewels en 'n rugsak en baie van hulle stap gewoon die afstand. Goed, so vertel ons 'n bietjie meer oor die oorslaapreëlings en die verblyfreëlings van die wedloop. Wat lekker is van die wedloop is elke dag is dit in en uit, so jy slaap elke aand binne die dorp en dis regtig baie lekker. Daar's baie lekker piknikarea en daar's kampplek vir mense wat graag wil kampeer en jy slaap basies elke aand op dieselfde plek, soos in die oggend vroeg dan spring almal gelyk weg, hardloop jy afstand en kom terug en slaap vanaand in dieselfde bed. Die mense kry lekker tyd om te sosialiseer. Wil jy ons 'n bietjie meer daarvan vertel? Dis 'n baie lekker sosiale geleentheid. Wat ons hierdie afgelope jaar gedoen het wat baie goed gewerk het, is om 'n tipe van 'n bring en braai te reël vir die aande. So die organiseerders reël vir ons braaivleisvure en 'n bietjie slaai en pap en so aan. Dan kom jy en jy bring jou vleis en ons almal kuier saam en bespreek 'n bietjie die dag se hardloopry. Baie van die deelnemers het nou vir ons gevra, wat van iemand wat graag wil fietsry? Dink jy daar's potensiaal om ook 'n fietsry opsie in te bring? Ek dink dit moet kom, of dit apart gaan wees en of dit saam gaan wees. Ons het hierdie jaar gesien hoe gesinne se seuns lekker die wedloop saam ry informeel langs die kant en dit kan net sowel maar amptelik gewees het. So dat daar 'n fietsry wedren moet wees, is verseker so. Jy ken die fietsry spesie beter as ek. So ek sal nie die ou wees wat hom uitdink nie, maar dat dit moet kom is 'n feit. Vir enige iemand wat nou al gehoor het van die wedloop, maar dit nog nie self gehardloop het nie, wil ek regtig net sê dis 'n absolute belewenis. So enige iemand wat lief is vir hardloop, trek jou draftekkies aan en kom volgende jaar saam. Ons wil graag mense uitnooi om in 2018 ons wedloop te kom meemaak. Ek dink as hulle dit eers een keer gedoen het, sal hulle nie ophou om dit weer te doen nie. So hulle is hartlik welkom, kom neem deel.